Goeiedag, liewe vriende en welkom by vandag se Huisfix. Hierdie tyd van die jaar is nou die tyd van eksamen, waar ons kinders nou hulle boeke bietjie oopmaak en leer en gaan rekenskap gee van dit wat hulle geleer het in die afgelope 2 kwartale. Nou vir die van julle wat nou nog kinders op skool het, of dalk self onthou, toe jy eksamen geskryf het, sal weet, as 'n mens nou so leer, dan gebruik 'n mens mos baie keer 'n highlighter. En dan hierdie pen merk dan nou sekere goed wat vir jou moet uitstaan, wat jy moet onthou vir jou eksamen. Nou soms gebeur dit so dat 'n mens so in die leerproses begin om 'n klomp goed te merk wat jy dink belangrik is, en kort voor lank is jou hele bladsy omtrent van bo tot onder met hierdie highlighter gemerk, en dan staan niks meer vir jou uit nie. Soms werk dit so in ons lewe ook, wat ons so gefokus is op die dinge wat ons dink belangrik is, dat alles in ons lewe op 'n stadium vir ons belangrik begin lyk, en kort voor lank is niks meer vir ons belangrik nie. Die Here Jesus gee vir ons nogal 'n leiding ook, wat hierdie saak aanbetref in ons lewe. Hier uit die bergrede uit in Matteus 6 gee hy die volgende raad vir die skare mense wat hy toespreek, en ek lees vir jou so 'n stukkie van vers 31 af. Hy sê, moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. As Jesus die highlighter van jou lewe moes vashou, wat dink jy sou hy eerste gemerk het wat moes uitstaan? Die gevaar van hierdie teks is baie keer dat ons dink dit is 'n uitnodiging dat ons alles net moet laat gaan en eintlik maar agteroor sit en verwag dat alles uit die hemel uit gaan val. Maar ek dink nie dit is wat Jesus daarmee bedoel het nie. Hy het eintlik probeer sê, wat vreet ons lewe op, wat se bekommernisse vreet ons lewe op en hinder ons om die belangrike dinge raak te sien wat hy graag in sy koninkryk wil hê. So kom ek vat sommer maar net 'n voorbeeld wat ek dink baie aktueel is, veral vir ons jong mense wat so verskriklik op sosiale media is, met die influencers en so wat vir ons wil vertel hoe ons lewens moet lyk. Ons kyk dalk na ander mense en dit wat hulle het, en ons sien hoe of ons dink dit is hoe ons lewe moet lyk. Nou kan 'n mens jouself siek van bekommernis gaan maak, of jy kan jouself dood bekommer oor hoe jy nou hierdie leefstyl gaan uitleef of gaan bereik. Jy werk dalk hard, sit ekstra ure in, gee 'n klomp dinge in jou lewe wat eintlik veronderstel is om belangrik te wees, prys, sodat jy by hierdie spogbeeld van 'n lewe kan uitkom. En dan mis 'n mens eintlik die belangrike goed. So wanneer Jesus sê, moenie bekommer oor die dag van môre nie, dink ek, dis meer wat hy bedoel oor ons lewe ook. Wat is die dinge wat vir ons belangrik is? Waarin stoot ons energie? En dan sê hy, soek eers die koninkryk van God. Dit moet die belangrikste ding wees wat ons met 'n highlighter merk en onderstreep. Wat vir ons moet uitstaan is ons die eerste kyk na daai bladsy. Die uitnodiging is dat ons die koninkryk van God moet soek, en dan val die res van die dinge van ons lewe in plek. Kom ons onthou dit ook nou vir hierdie week vorentoe. As ons so dink en werk en soeg, hoekom ons doen wat ons doen? Ons doen dit omdat ons koninkrykskinders is, nie omdat iemand anderste op sosiale media of in ons sosiale kringe vir ons gesê het, dit is hoe 'n lewe moet lyk nie. Mooi dag vir jou.